Hoeveel van julle sien soveel uit na die Trump versus Ramaphosa ontmoeting soos ek? Ek dink dis 'n ontmoeting wat eintlik al 'n hele rukkie gelede moes gebeur het. Hulle het hopeloos te lank gewag. En die situasie tussen Suid-Afrika en Amerika het baie gespanne geraak. Toe Trump die aankondiging gemaak het dat hy vlugtelingstatus wil gee aan Suid-Afrikaners, toe al moes Ramaphosa gegaan het en gesê het, wag, hierdie is hoe eintlik die probleem is, en hy moes daar al die vuur doodgetrap het. Maar die probleem is, en ek dink hier's meer inligting in die agtergrond as waarvan ons regtig bewus is. Goed wat weggesteek word van ons deur ons eie regering, wat mense kan aanvaar, maar goed wat die Amerikaanse regering weet, wat ons nie eers weet nie. Ek het net so snaakse feeling. Ek weet nie of julle met my gaan saamstem nie, maar wat gebeur as Trump inligting het, evidence, wat hy net in so hoop voor Cyril Ramaphosa neersit en hy sê vir hom, wat van die? En dat al daai inligting ware en korrekte inligting is ten opsigte van die uitlatings wat hy nou al gemaak het. Dinge waarvan ek en jy nie weet nie. Onthou, ek praat nou met die gewone ou op straat, wat nie 'n groot geleerde is nie, wat maar kom ons sê nou maar matriek het. Ek het net matriek, ek het niks verder nie, ek sê ek het doktoraat nie. Maar ons het die hele tyd hierdie dokters en bachelor degree mense wat die hele tyd neerpraat op ons as normale mense en vir ons in die media kom voorsê. Want die media is baie lief om te sê, ja maar hierdie ou en daai ou wat hierdie geleerdes is, het dit en dit en dit gesê en dit moet reg wees en die res van julle wat daar onder op die straat is, moet dit aanvaar. En dit is miskien tot 'n mate so. Is dit reg dat ons as normale mense op straat net eenvoudig hierdie tipe goed aanvaar? Terwyl daar inligting is wat dalk daar buite rond is, waarvan ons dalk niks weet nie. Daar's dalk 'n groter ding agter hierdie hele plaasmoorde ding, as waarvan ons bewus is, en wat Trump dalk uitgesniffel het. Wat dink julle? Wat is julle opinie? Ek sal nogal graag hoor. My comments raak partykeer so mal, ek kan nie by alles uitkom nie, maar ek probeer, ek lees meeste van hulle. So, ons sit in 'n situasie waar it's a waiting game. Ons moet sien wat gebeur Woensdag. Malema is natuurlik vreeslik kwaad dat Ramaphosa oor is, Amerika toe, want hy sê, waarvoor moet jy gaan luister wat Trump te sê het, as ons nuwe budget nou voorgelê gaan word, ook Woensdag, die 21ste Mei. Wat gaan soek jy by Trump? Wel, ek weet nie, hoe werk die voorlegging van die budget dan? Dit moet aanvaar word, die president hoef nie hier te wees nie. Gwede Mantashe, as die acting president, kan dit seker ook nou maar luister en aanvaar. Hulle kan dit seker type op een of ander ding en vir Ramaphosa stuur en sê, daar is die budget, en jy moet die man hier sit en luister na die 2 of 3 ure se speeches wat daar gegee is. Maar in die tussentyd moet ons sit en luister hoe die media teen wit mense draai. En jy kan sê en doen net wat jy wil. Ek het agtergekom dat die media in Suid-Afrika, hoor die algemeen, ek praat van die hoofstroom media, praat nie van die kleiner media plekkies wat nog blanke vriendelik is nie. Maar die res van die hoofstroom media het letterlik anti-wit geword. As jy wit is jy nou outomaties 'n Afrikaner. Niks meer van 'n Engelsman of 'n boer of whatever nie. Jy's outomaties 'n Afrikaner. En as jy in die comments op baie van hierdie tipe video's van my, sowel as die media artikels oor Trump, Ramaphosa ensovoorts, die hele vlugtelingstatus ding gaan lees tussen die lyne op daai comments, vir al die mense wat comment, wat nie hou van jou nie, as gevolg van jou velkleur. En dan sien 'n mens die haat wat regtig daar is, die haat wat die regering probeer wegsteek. Want onthou, dit maak nie saak hoeveel die regering sê
dat hulle 'n hele demokratiese stelsel het en wit en swart leef in vrede saam in Suid-Afrika nie. Hulle kan nie wegsteek wat op sosiale media getoon word tussen daai comments nie. En jy moet onthou, hierdie mense wat comment is een of twee uit 'n hele groep wat dalk nie comment nie, maar wat voel net soos wat hy voel. So as daai een of twee mense daai haat uitspreek op sosiale media, insluitend comments wat jy dalk nie eers sien nie, omdat die content moderation system van Facebook baie van die comments keer en eenvoudig delete. Jy sal sien, hy wys daar comments, daar's 3 comments, maar as jy hom oopmaak sien jy daar's net 1. Dan weet jy daar's comments gedelete, omdat die stelsel dit outomaties doen. En dan weet jy, daai comments is so erg, dat Facebook se outomatiese stelsel dit delete het. Of dalk die media huis. So, lees tussen die comments en observeer hoeveel haat daar is vir wit mense in Suid-Afrika. En kom sê jy dan vir my, as 'n wit persoon wat miskien 'n bietjie meer aan die liberale kant is, dat hier nie haat is vir wit mense in Suid-Afrika nie. Dis definitief daar. En ek dink die deure is oopgemaak deur Trump. Of jy hom nou ondersteun, hou van wat hy sê, nie hou van wat hy sê nie. Maar Trump het deure oopgemaak vir die situasie in Suid-Afrika, wat nog niemand anders probeer het nie, omdat niemand anders die guts het nie. Die eerste paar mense wat oor is Amerika toe, het guts, omdat hulle bereid was om soontoe te gaan en vir die wêreld te wys, die is mense met probleme. Hoekom praat die regering nie met daai mense direk nie? Hoekom is die media, veral in Suid-Afrika, maar wêreldwyd, maar veral in Suid-Afrika, soveel haat teenoor hierdie mense? Weet julle daar in Amerika om en by 8000 vlugtelinge ingebring is sedert die begin van die jaar. Maar nou skielik het hulle net 'n probleem met hierdie klein groepie Afrikaners. Hoekom? Omdat hulle wit is? Wat van die ander 8000? Bykans 8000 wat nie wit is nie. Het hulle op hulle geskiedenis in detail probeer ingaan en uitvind wie is hierdie mense en wat het jy gedoen by die huis en hoekom is jy skielik 'n vlugteling? Wat gee jou die reg om 'n vlugteling te wees? Hulle hamer net op hierdie klein groepie. Hoekom? Vra jouself daai vraag. En ja, kom ons sien wat gebeur Woensdag.